Ons groet mekaar vanoggend op hierdie maandag, die 10de Maart, en dit in die mooiste naam aan ons bekend, die naam van ons Here Jesus Christus. Liewe vriende, ons het opgehou lees laas by 1 Konings 12 vers 15. Vanoggend lees ons vers 16 en verder. Die agtergrond, koning Rehabeam en sy ambisies. Nou uit die aard van die saak, hoor u sommer dat die tema vanoggend een is van ambisie. Daar's niks verkeerd met ambisie nie, natuurlik mag ons vol ambisie en drome wees, maar 'n oordrewe fokus op die eie ek en op eie sukses en op eie ambisie maak dat 'n mens op die einde van die dag die gawes en die talente wat die Here jou gee misbruik en in die proses eintlik mense vertrap en seermaak. En daarmee het die Here 'n probleem. Nou, wanneer ons hierdie gedeelte vanoggend lees, dan lees ons van koning Rehabeam en sy oupa is natuurlik koning Dawid en sy pa Salomo. En van jong seentjie tyd af, van kindsbeen af, het Rehabeam natuurlik gedroom dat hy eendag sal koning word van hierdie groot ryk. En onthou, in daai tyd was dit regtig die grootste ryk in die antieke wêreld. Nou, soos wat Rehabeam natuurlik groot geword het, het hy 'n klomp maatjies gehad en hierdie maats, jong manne, saam met hom groot geword en saam met hulle begin droom en saam met hulle ambisie gehad. Eendag gaan hierdie maatjie van hulle Rehabeam koning wees en hulle gaan natuurlik sy raadgewers wees en hy gaan hulle aanstel in belangrike posisies. En daarom het daar eintlik in hierdie hele vriendskapsproses 'n groot klomp dinge verkeerd geloop, in die sin dat hulle het met alles saamgestem wat hy gesê het, want hulle wou altyd in sy goeie boekies bly. Hierdie jong maats het natuurlik op alles net gesê ja en amen. En saam met hulle gegroei in ambisie en hulle het so gedroom en hierdie ambisie nagejaag dat toe Rehabeam einde ten laaste oorneem as koning, het hulle in 'n sekere sin die werklikheid uit die oog verloor. Ambisie het vir Rehabeam en hierdie jong manne van hom so laat fokus op die koningskap en op hulle invloedryke posisies as raadgewers, dat hulle blind geword het en doof geword het vir die volk se swaar kry, vir die volk se lyding, vir die volk se armoede. Ambisie en ideale mag nooit so oordrewe raak nie. Niemand mag as gevolg van sy eie ambisie ander vertrap en op die einde van die dag lyding veroorsaak nie. Nee, liewe jong mense, natuurlik mag jy droom oor jou toekoms, maar mag ons nooit so droom dat ons eie ek anders seermaak en vertrap in die proses om bo uit te kom nie. Mag ons hierdie teks dan ook vanoggend ter harte neem en mag ons bid. Here, help ons om altyd te doen wat reg en billik is, selfs in ons eie drome en in ons eie ambisies. Mag U, Here, ons grootste droom en ambisie wees. Mag ons droom om altyd binne U wil te lewe. Ons bid dit vir mekaar. Amen.